I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. You always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go. Dankie vir haar liefhê. Dankie vir haar leer en dankie vir haar nalatenskap. En Here, ons wil bid dat U elkeen sal vertroos vandag. En elke dag hierna die herinneringe wat hulle oproep, dat hulle weer eens die vertroosting sal kry, dat U is die God wat met hulle is en U is die Here wat vir hulle help, om deur dit alles nog steeds te glo, U is 'n goeie God. Laat U naam vanmôre vereer word in elke hart en lewe, wanneer ons Anna se lewe gedenk, en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wil namens myself, my vrou Kotie in haar afwesigheid, en dan ons gemeente, vir Benedette en dan ook vir Henny, elke een van die familie, elke een net ons diepste meegevoel betuig, en vir julle sê ons voel regtig jammer vir julle. Dit is hartseer om 'n ma te verloor en 'n ouma te verloor, en ek raak hartseer omdat die kinders so hartseer is, en vir al die klein kinders, hulle mis altyd ouma baie meer, omdat ouma het bederf, en so ons mis dit altyd meer. So ons bid regtig dat die Here julle vertroos en versterk, en dat die Here met julle sal wees. Ek gaan julle vra om saam met my te staan. Ons gaan ons eerste lied sing, O Heer my God, en om net te kan sê, deur dit alles, is daar nog steeds 'n God wat ons kan loof en prys. Hy is die een wat ons deurdra. Kom ons staan en ons sing ons saam, O Heer my God, as ek in eerbied wonder. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. U seun word mens in ons
gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hy maak ons deel van al die grootse werke. Hy laat ons bid, hier dat hy ryk mag kom. En kom hy weer in heerlikheid op wolke. Maak hy volkomen met hy eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote Ons neem vandag afskeid van 'n dierbare moeder, ouma en vriendin. Anna se warmte, goedhartigheid en mooi herinneringe sal vir altyd in ons harte voortleef. Ons koester die tyd wat ons saam met haar kon deurbring en dank die Here vir die pad wat hy en sy saam met ons geloop het. 2 Timoteus 4 vers 7 sê hierdie woorde: ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. 'n ander vertaling sê ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Die engel sê hierdie woorde, hy sê I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Nou, ek wil vanmôre met ons as familie en vriende, wil ek vanmôre praat oor hoe het Anna geëindig. Want met enige wedloop en met enige stryd, en dis hierdie 2 beelde wat die Bybel gebruik, hy gebruik dit as 'n stryd wat jy stry, as 'n geveg wat jy veg, of as 'n wedren wat jy moet hardloop. Nou ek weet nou nie, hoe fiks was ouma gewees nie, en dink nie veral in die laaste tyd nie, maar as 'n jong meisie, dan kon sy dalk 'n goeie atleet gewees het, en ek weet nie hoe baie het sy beklei nie, hoe goeie vegter was sy nie, maar Paulus gebruik hierdie 2 woorde van 'n geveg, of die 2 beelde van 'n geveg wat jy veg, en 'n wedren wat jy moet hardloop, en dit maak nie saak hoe jy begin nie, dit maak saak hoe jy geëindig. En vir die manne wat gewoond was om boks te kyk, veral vroeër jare, hulle sal nou weet waarvan jy praat. Dit is nie in die eerste ronde wat jy die geveg wen nie, behalwe as jy nou 'n goeie uitklop hou gaan slaan, maar jy moet veg tot aan die einde om uiteindelik die geveg te kan wen. Dieselfde met 'n wedren, moet jy tot by die weddenpaal kan hardloop, om dan daai wedloop te kan volëindig. Nou, as ons vandag na Anna kyk en haar lewe, Paulus doen dieselfde wanneer hy amper die gemeente wil voorberei en sê, daar's vir my tyd om heen te gaan. Dis tyd om Kombaai te sê, en ek het vir Anna gaan bid in die hospitaal, en ek kon sien hoe haar laaste dae is 'n geveg daar in die hospitaal. Dis 'n stryd, en ek wil vandag sê, sy het haar wedloop klaargemaak.
Sy het haar geveg, en die laaste geveg het sy klaar geveg. Maar alles begin by, hoekom is ek hier? En as ons moet praat oor Anna se lewe, dan is daar 5 redes hoekom God Anna gemaak het, en 5 redes hoekom God ons gemaak het. Die eerste rede is, ons is gemaak om God te plesier. Ons is veronderstel om God te aanbid. Ons is gemaak tot sy aanbidding. So, God het dieselfde gedoen toe hy Anna gemaak het. Hy het haar gemaak vir sy plesier. Hy het haar gemaak om hom te aanbid. Hy het in die tweede plek haar gemaak om dan deel te wees, nie net van 'n eie familie nie, maar ook deel te wees van 'n goddelike familie. In die derde plek is ons gemaak om soos Christus te wees. En dis uiteindelik ons hele lewe is dat ons dan ons beste sal doen om soos Jesus te kan wees. God het ons gemaak ook om hom te dien, en daarvoor het hy vir elkeen van ons gawes gegee en talente gegee, en dit maak ons uniek. En weet julle wat is die hartseer? Die hartseer van Anna se heengaan is, daar gaan nie nog iemand soos sy wees nie. Hallo? Daar gaan nie nog iemand soos sy wees nie. Daar's ander wat dalk soortgelyke talente kan hê. Daar's ander wat soortgelyke persoonlikhede kan hê, maar die samestelling van haar gawes en haar persoonlikheid en haar menswees maak haar uniek. En dis die hartseerste van alles, is daar kan nie weer 'n Anna Gosing wees nie. Ons is ook gemaak om siele te wen. Dis die 5de rede hoekom ons hier is. Ons is gemaak om siele vir God te kan wen, en dis die hartseer wanneer ons hele lewe kan leef en nie uitkom by die doel hoekom God ons gemaak het nie. Maar die feit dat julle vandag hier is, beteken Anna het iets reg gekry, dat julle vandag hier is om haar lewe te gedenk. Beteken daar's iets in Anna en uit Anna uitgestraal na julle toe as familie, wat maak dat julle vandag hier is om haar te gedenk. Nou Judas 1 vers 3 sê, hy sê dat ons kragtig moet stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer het. Paulus sê ook, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig. Nou, dis alleenlik 'n goeie stryd wanneer dit goed geëindig het. Amen. Anna se laaste dae in die hospitaal is alleenlik die moeite werd as dit uiteindelik geëindig het in die hemel. Dis die moeite werd wanneer sy geëindig het by God. Baie keer is ons lewens 'n stryd, maar ons stry vir die verkeerde goed. Ons stry vir die geringste goed en goed wat nietig is en goed wat kan verlore gaan. Maar ons stryd moet wees, ek wil eindig by die Here. Ek wil eindig by God. Ek wil eindig by die doel wat God vir my lewe het. Hy sê in die eerste plek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het klaar gemaak. En dit maak nie saak, soos wat ek reeds gesê het, hoe ek begin het nie, dit maak saak hoe ek geëindig. Ek gaan dit nou sê. Benedette het my gewaarsku, pastoor, daar's 'n paar van die foto's wat nou nie so kosher is nie. Hallo? Daar's 'n paar foto's waar sy dan nou staan met 'n drankie of staan met goed wat nou vir die kerk dat nou nie so aanvaarbaar gaan wees nie. En sy het my probeer waarsku, hoorie, weet wat sê dit eintlik? Sy het geleef. En dalk het sy nie voluit geleef vir die Here soos wat sy moet daai tyd nie. Maar hoe het sy klaar gemaak? Hoe het sy geëindig? Hoe het sy uiteindelik haar laaste dae deurgebring en wat was haar laaste gebed voor die Here? En ek en jy moet kan weet, aan die einde maak dit saak hoe het ek geëindig, want 1 Korintiërs 13 kom met hierdie 3 woorde. Hy sê, aan die einde is daar net 3 goed wat oorbly. Geloof, hoop en liefde. En hier is die 3 goed wat ons moet kan vra. Hoe het Anna geëindig? Het sy geëindig met hoop? Het sy geëindig met liefde? Het sy geëindig met geloof? Want dis wat Paulus sê. Nou, as ons praat van hoop, 1 Petrus 3 vers 15, hy sê, maar die heilige
Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat aan julle rekenskap gee omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Kom ek vra vir julle, het ma vir julle partykeer hoop gegee toe julle nie hoop gehad het nie? Het ouma vir julle partykeer gesê, nee my kind, hou aan, jy kan wen, jy gaan beter doen en vir jou hoop gegee, of het sy vir jou gesê, nee, jy is hopeloos, nee, dan dink ek sy het eerder hoop gegee, amen. So dan beteken het, as sy geëindig het, het sy geëindig met hoop. Die tweede woord wat gebruik word is die woord geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En dan kom Hebreërs 11 vers 6 en hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ons weet van 'n man by wie Jesus gekom het en vir hom gesê het, glo jy? Hy sê, Here, ek glo, maar kom my ongeloof tegemoet. Nou, partykeer is daar dalk dae gewees wat Anna nie geglo het nie. Maar aan die einde van die dag is die vraag, het sy geëindig met geloof? Het sy geëindig met geloof in Jesus Christus as haar verlosser en haar saligmaker? Romeine sê hierdie woorde, hy sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart, dis die woord van geloof wat ons verkondig. En hy sê daar in vers 17, geloof is dus uit die gehoor en gehoor is deur die woord van God. En dis hoekom het so vir my as pastoor is dit so belangrik dat 'n ou kerk toe gaan, so belangrik dat jy jou Bybel lees, want hoekom? Want dis wat jou geloof bou. Dat jy sal hoor wat sê die woord van die Here en dat jy dan sal eindig met geloof. Die derde ding is, het sy lief gehad? Het sy lief gehad? Kan iemand hier vanmôre sê, ek glo Anna het my lief gehad en sy het vir my liefde gewys? Is daar iemand wat kan sê, ek het liefde by ma en by ouma ervaar? Steek op jou hand 'n bietjie, julle is nou in 'n ander kerk. Jy mag maar jou hand opsteek. Nee, as jy liefde ervaar het, dan beteken dit sy het geëindig met liefde. Nou, Stephen Covey skryf 'n boek. In die boek gebruik hy 4 L'e. Live, love, learn and leave a legacy. En hier is die vraag, as ons vir Anna moet vra. Anna, het jy gelewe? Nou, as ek kyk na 'n paar van die foto's, dan het sy nou nogal die lewe geniet, nee? Dan het sy gelewe, maar hier is die vraag, het sy gelewe vir die Here? Die tweede een is, het sy lief gehad? Julle het nou hande opgesteek, julle kan dit maar weer doen. Het sy lief gehad? Het julle haar liefde ervaar? Sy het lief gehad. So, maar het sy lief gehad soos die Here? Die derde vraag is daar iets wat jy by haar kon leer? Wie sê ek kon iets by ouma leer? Of ek kan iets by Anna leer? Of ek het iets by ma geleer? Of sy het my baie geleer, nee? Dan beteken dit, wat kon jy by haar leer? En dan kan ons vra, was sy bereid om by ander mense te leer, of was sy so 'n bietjie hardkoppig, en dat ander haar nie kon leer nie, maar hier is die ding, as sy kon leer, en sy kon jou iets leer, dan was haar lewe die moeite werd. Die vierde ding is, het sy 'n nalatenskap onthou? Is daar iets wat jy van Anna sal onthou, wat jy nie sal vergeet nie? Hande op, nee? Is daar iets wat sy vir jou geleer het, vir jou gewys het, vir jou gesê het, dalk is daar een of ander ding wat sy gemaak het, wat, weet nie of sy tert gebak het, en kos gemaak het, en is daar iets wat jy van haar sal onthou, of is daar 'n sekere manier waarop sy opgetree het, wat jy nooit sal vergeet nie, of miskien het sy jou pak slaag gegee, wat jy nooit sal vergeet nie. Maar is daar iets wat sy nagelaat het, wat maak dat jy vanmôre hier is? Ek wil Anna gedenk, want ek sal haar nie vergeet nie. En dis hier waar dit inkom. Het sy gelewe, maar gelewe vir die Here? Het sy lief gehad soos die Here? Kon sy jou iets leer van die Here? En dan heel na laaste, het sy 'n nalatenskap gelos van die Here? Dalk het sy nog 'n kans gehad om vir jou te sê, my kind dien die Here. My kleinkind,
dien die Here. As sy dit nie gesê het nie, ek wil vir julle sê, ek het die laaste dag wat ek daar was, het ek saam met haar gebid. En ek glo in my hart, iemand wat in 'n koma is, of daai semi-koma is, hulle kan jou nog steeds hoor, selfs al kan hulle nie respond nie. En ek het saam met haar gebid en vir haar gesê, bid saam met my. Dan beteken dit, as sy dit nie self gedoen het, voor die tyd nie, dan wil ek glo, sy dit saam met my gesê, daar, Here vergewe my al my sondes, maak my u kind, en laat ek vandag saam met u, in u heerlikheid kan wees. En ek wil vandag vir julle sê, hierdie selfde vraag kom na my, en na jou toe. Is ek en jy besig om te lewe, maar is ons lewe besig om te lewe vir die Here? Die tweede vraag is ons besig om lief te hê, maar is ons besig om lief te hê soos die Here? Die derde vraag is ek besig om self te leer van die Here, en is ek besig om ander mense te leer van die Here? En dan die heel laaste een is, wat 'n nalatenskap gaan jy los? Wanneer ons die dag hier moet wees, wat gaan ander mense van ons onthou? Wat gaan jou familie van jou onthou? Wat gaan in hulle harte oorbly van jou? En is hier waar ek en jy vandag die besluit kan neem, Here, ek wil nie aangaan soos dit nou aangaan nie, ek wil anders wees. Ek wil lief hê, soos wat Jesus lief het. Ek wil lewe soos wat die Here wil hê ek moet lewe. Ek wil ander kan leer van die Here, en ek wil iets nalaat, wat mense nooit sal vergeet nie. Paulus skryf 'n ding. Hy sê hierdie ding. Hy sê, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Hier wil ek vir julle sê, as Anna haar lewe reggemaak het met die Here, weet wat kry sy vandag 'n kroon? Dan word sy vandag gekroon. Ek en jy het 'n koning, God die Vader. Hy is ons koning. Dit maak ons prinse en prinsesse. En dan beteken dit, as sy haar hart vir God gegee het, dan word sy vandag gekroon as 'n prinses. Die tweede ding wat oorbly is, daar's 'n reunie wat plaasvind. Wie is oorlede wat sy geken het? Wie is oorlede? En dan beteken dit, daar's vandag 'n reunie. Al die geliefdes wat voor haar gegaan het, gaan sy nou gaan handdruk en skud en lief hê en druk en almal gaan saamgesels, weet julle wat? Prys die Here, ons het dit gemaak. Maar weet jy wat? Die Here wag vir jou, en sy wag vir jou, dat jy ook die reunie sal bywoon. Moenie dit mis nie. Moenie dat jou lewe eindig weg van die Here af nie, maar laat jou lewe eindig in die Here, dat jy ook kan eindig met hoop, met geloof, met liefde, met 'n nalatenskap, en dat jy ook jou kroon kan kry, en dat jy ook die reunie kan bywoon. As ek en jy vandag die geleentheid het, kom ons maak dit vandag reg. Want weet julle wat, dan is Anna se heengaan die moeite werd. Amen. Ek gaan julle vra, sluit julle oë. Jy wat vandag sê, pastoor, ek het al gelewe tot nou toe, maar ek dink nie ek het geleef soos ek moet leef nie. Ek wil graag lewe soos wat die Here wil hê ek moet lewe. En pastoor, ek het lief gehad tot nou toe, maar ek dink nie ek het lief gehad soos ek moet lief hê nie. Ek wil graag lief hê soos die Here. En pastoor, ek het al baie geleer, maar ek wil nie net self leer van die Here nie, maar ek wil in staat wees om ook ander te leer van die Here. En pastoor, bid saam met my, want ek wil 'n nalatenskap los, wat ander mense gaan onthou. Wil jy nie vanmôre jou hand opsteek en sê, pastoor, bid saam met my. Ek wil daai mens wees wat God wil hê ek moet wees. Wie is eerste om hulle hand op te steek? Daar's 'n hand wat opgaan. Daar's 'n hand, daar's 'n hand, daar's 'n hand. Daar's nog hande, daar's nog hande. Daar's nog, daar gaan sommer baie hande op. Ag, halleluja. Vader, dan wil ek vanmôre kom sê, dankie vir Anna se lewe.
Dankie vir haar liefhê, dankie vir haar leer en dankie vir haar nalatenskap. Maar Here, dankie vir vanoggend, wat haar sterwe uiteindelik lewe bring in ander mense se lewens. Dat haar sterwe bring lewe in die familie se lewens. En ek wil bid, Here, dat ons almal by die reunie sal wees. Dat ons almal sal daar wees wanneer ons die kroon moet ontvang, want die kroon is vir elke een wat Christus liefhet. En ek wil bid, Here, laat vandag die moeite werd wees. Dat die seer en die gemis die moeite werd is, want iemand het na Jesus toe gekom, iemand se lewe is verander, iemand gaan 'n beter mens wees hierna, en ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou gaan ek u vra om saam met my te sing, en sommige van julle kan hierdie lied nou met blydskap sing, Amazing Grace, how sweet the sound. En dis net genade, amen, dis net genade. Kom ons gaan staan, en dan gaan ons saam sing, Amazing Grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Praise God, 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 praise God. Na die slideshow gaan ek dan vra dat ons eers die huldeblyke gaan doen binne dit, en dan net daarna Kelly Ann met die bedankings. OK, is reg. Een na die ander, elke een wat ietsie wil sê, kan kort na mekaar kom. OK, so kom ons kyk net eers die slideshow, en dan kan julle opkom. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean.
above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. I've been playing my guitar, laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when the weather will always be together, it's true. And the angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. And sometimes I feel like my heart's gonna burst at the seams. And sometimes I think it's just love that we want, oh indeed. And sometimes I feel like I'm leaving too much in my dreams. And sometimes, oh Lord, let me be. Let me be whole. How you feel like I'm feeling, searching for the meaning of it all. I spend all my days trying to make some sense of it all. The ocean and the seas and the wind-blown trees are changing. And your love for me is all I need to keep believing. And the angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Oh, please, don't leave me, only me. Dit lyk vir my asof sy nogal stout kon wees. Sy baie gelag het. Bok vir sports. Kom vertel ons meer. Hou maar net naby, sy sal hom daar reg kry. Okay. Sorry julle, ek is nie baie goed om te lees hiervoor nie. So dit vat my maar net 'n oomblik. Vandag neem ons afskeid van 'n ongelooflike vrou, 'n ma, 'n ouma, 'n vriendin en die hart van ons familie. As ons vandag aan ma dink ons aan iemand wat vol lewe en kleur was. Pink was haar kleur en dit het haar vreugde, haar warmte en haar gees weerspieël. Sy was trots op haar tuin, waar elk blom met liefde versorg was. En sy was altyd gereed, om die pad te vat, nuwe plekke te ontdek en herinneringe saam met die mense vir wie sy lief was te maak. Ma was nie die hardste stem in 'n vertrek nie,
maar haar teenwoordigheid was altyd gevoel. Sy was rustig en stil op haar eie manier, maar wanneer die kuier eers begin, het sy daar die lekker lag en daai stukkie ondeende sin vir humor gehad wat niemand sal vergeet nie. As daar een ding was waarvoor almal haar sou onthou, was dit haar kos. Niemand het by ma se huis weggegaan met 'n leë maag nie. Van warm pap en kaaings tot die heerlike pot sop wat familie en vriende om die tafel saamgetrek het. Haar kos was haar manier om liefde te wys. Ma se liefde vir mense was besonders. Sy het altyd eers gedink aan iemand anders se geluk, voordat sy aan haar eie gedink het. Dit was vir haar 'n voorreg om te help, te gee en te bederf waar sy kon. En selfs die buurman se kat het besluit om ma se huis is 'n beter plek om te bly. Ons het altyd gesê die kat het nie verdwaal nie. Hy het bloot besef waar die beste kos en liefde was. Dit sê alles van die soort mens wat ma was. Selfs die diere het veilig gevoel by haar. Maar bo alles was haar grootste trots haar kleinkinders. Vir hulle was sy nie net 'n ouma nie, sy was 'n tweede ma. Sy was daar vir elke tree, hulle hande vasgehou, hulle opgetel wanneer hulle geval het en hulle het geleer hoe om weer op te staan en sy het hulle geleer om weer op te staan. Sy het hulle lewenslesse geleer, hulle met liefde grootgemaak en altyd reg gestaan. Wanneer hulle haar nodig gehad het, haar liefde vir haar kleinkinders het geen einde geken nie. Sy het alles vir hulle gedoen, sonder om ooit iets terug te verwag. Al leef sy nie meer tussen ons nie, leef sy voort in elkeen van haar kleinkinders. In hulle glimlagte, in hulle harte, in die waardes wat sy vir hulle geleer het, en in die liefde wat sy vir hulle gegee het. Ma het ons as gesin ontelbare dinge geleer. Sy het ons geleer wat opoffering beteken. Sy het ons geleer om aan te hou, selfs wanneer die lewe swaar raak. Sy het ons geleer dat liefde nie net in die woorde lê nie, maar in die dade. En as daar een ding is wat ons nooit sal vergeet nie, is hoe ongelooflik sterk ma was. Die lewe het haar baie kere getoets. Sy het deur storms gegaan wat baie mense sou breek. Maar ma het nooit opgegee nie. Tot haar heel laaste asem het sy geveg. Nie omdat dit maklik was nie, maar omdat sy ons lief gehad het. Sy het vir ons gewys wat ware moed is. Sy het vir ons gewys hoe sterk 'n vrou lyk. Dankie ma, vir elke opoffering wat niemand raak gesien het nie. Dankie vir elke gebed wat ma vir ons gebid het. Dankie vir elke bord kos, elke drukkie, elke traan wat ma stilweg afgevee het. Dankie vir liefde wat geen einde geken het nie. En daar is geen woorde wat die leemte in ons harte kan beskryf nie. Geen woorde wat die verlange kan stilmaak nie. Maar daar is ook geen woorde groot genoeg om ons dankbaarheid te beskryf vir alles wat ma vir ons beteken het nie. Ons harte is stikkend, maar ons harte het ook vrede, want ons weet ma is nou veilig in die arms van ons hemelse Vader. Die pyn is verby, die stryd is klaar en die mooiste gedagte van alles, ma en pa is weer saam. Ek kan my voorstel hoe pa en druk vir ma ingewag het, met daardie glimlag wat net vir haar was. Geen pyn meer nie, geen siekte meer nie, net vrede, net liefde. Miskien dans hulle nou weer saam, hand aan hand, soos twee mense wat mekaar nooit werklik verloor het nie. Ons twee engele. Julle het vir ons gewys wat ware liefde beteken. Julle het vir ons gewys hoe 'n gesin lyk en julle nalatenskap sal vir altyd in ons harte voortleef. Amen. Meisiekind, sien jy kans? Goeiemôre almal. Vandag staan ek met 'n swaar hart om afskeid te neem van my geliefde ouma. Sy was nie net my ouma nie, maar sy was iemand wat altyd daar was vir my. Maak nie saak wat gebeur het nie. Daar is soveel dinge wat ek van haar gaan mis. Ek gaan dit ook mis hoe sy altyd ons almal veilig laat voel het, my hand gevryf het
en met my hare gespeel het. Dit is so 'n eenvoudige ding, maar dit het my altyd veilig en geliefd laat voel. En die woorde love you was iets wat sy nooit nagelaat het nie. Daardie woorde sal vir altyd in ons harte bly. Al is sy nie meer fisies by ons nie, sal ons haar liefde en haar herinneringe saam ons dra. Rus sag ouma, tot ons mekaar weer sien. Ons almal weet, ons gaan ouma se pap mis. Niemand kan pap maak soos sy nie. Dankie. Môre julle. Liefste ma Anna. Ek kon jou nooit tannie noem nie. Ek het die voorreg gehad om jou as 'n ma te hê vir 10 jaar. Jy was ook soos 'n tweede ma vir my. Dit gaan swaar en verlang seer wees. Daar is 'n verskriklike groot leemte in my hart. Maar vandag wil ek 'n hulde gee aan ma Anna. 'n Ongelooflike sterk vrou wat altyd lief was vir haar ma. Nooit sleg gepraat het van iemand. Wat lief was vir die lekker dinge in die lewe. Vir haar kleinkinders. Sy het die gelewe vir hulle. En natuurlik, sy was the light of the party. Altyd so lekker gekyk, dat sy sonder haar skoene huis toe is. Daai woorde nog van, nog enetjie, of die lekkerste kos gemaak het, of net 'n drukkie en 'n smile. Die vakansies, die kuiers, ek gaan dit so baie mis. Sy het diep spore in ons almal se harte gedra. En dis hoe ons al geken, the heart of gold. Al die mooi memories sal ek altyd onthou. Maar Anna, vandag wil ek jou dankie sê dat jy 'n dogter soos Bie in die lewe gebring het. Want ek het vir Bie se maatjie, wat ek so verskriklik lief het. Jy kan trots wees op 'n ongelooflike sterk dogter. Bie het hard beklei, saam met ma tot die bittere einde. Ek beloof ek sal mooi na haar kyk. Maar Anna, ons gaan jou so ongelooflik baie mis. Love you always. Er is sag, liefste ma Anna. Amen. Kelly Ann. Goeiemôre almal. Namens ons familie wil ons graag elkeen opreg bedank vir ons gedurende hierdie moeilike tyd ondersteun het met gebede, boodskappe, besoeke, blomme en woorde van troos. Spesiale dankie aan AGS Meyerton, pastoor Maria Swart vir die diens, Karin en die kerkgemeente vir julle liefde, ondersteuning en mooi diens en ook die opmaak van die kerksaal. Dankie aan Gerda Rigter vir die eetgoedjies en Marika vir die mooi slideshow. Dan wil ons ook dankie sê aan oom Sadel, Clayton, Elmarie, Kelly Ann vir julle hulp en bystand. Baie dankie aan Magda Styl en Appel vir die verrassingsdiens en reëlings. Ons wil ook ons opregte waardering uitspreek aan Dr. Jacqueline Goldswine, Dr. Susan de Beer en die hele mediese span van Midvaal Hospitaal vir julle uitstekende sorg, deernis en ondersteuning wat ma Anna ontvang het. Laastens, baie dankie aan elkeen wat vandag hier is om saam met ons van ma Anna afskeid te neem. Julle teenwoordigheid en ondersteuning beteken meer as wat woorde kan sê. Mag elkeen van julle ryklik seën. Baie dankie. Ek gaan weer die draers na vore roep. Jordan Besaidnout, Benedette Thurling, Sean Thurling, Alicia Goosen, Henny Goosen, Joanne Besaidnout en dan Clayton Thurling. Ek gaan julle vra as ons uitbeweeg om dan so gou as moontlik almal te vergader daar by die wa en dan gaan ons 'n laaste huldeblyk dan daar doen. Kan ons net saam bid voordat ons beweeg. Vader, ook nou wanneer ons hier uitgaan, dankie dat U die God is wat ons troos. Dankie dat U ons versterk. En hierdie laaste oomblikke van Kobai sê is altyd die hartseerste en die moeilikste. En ek wil bid Heilige Gees dat U elkeen sal versterk
dat U met elkeen sou wees as hulle nou totsiens sê en laat U naam vereer word in elke hart en lewe, Here, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. I've been playing my guitar, laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when or whether we'll always be together, it's true.